Man in die rolstoel, episode 4. Ruk jouself reg, Carmen, kry jou voete uit die sementblokke en doen iets. Mense is besig om langsaan by oom Harties se huis in te breek en jy staan in 'n waas van skrik. Jy's altyd gereed om deur die drill te gaan wanneer die krisis nie regtig dreig nie. So doen dit nou, bel en kry jouself veilig. Sy druk die noodnommer op haar foon, al glo sy dat Buffalo sekuriteit waarskynlik al op pad is hierheen. Die meeste alarms is aan hulle stelsels in die reaksiekamer gekoppel, hare en oom Hartiesin ook. 'n harde slag, en toe nog 2, wat deur die decibels van die alarm breek, laat haar nog 'n keer in haar spore versteem. Dit was beslis 'n swaar kaliber handwapen of 'n halgeweer van soorte. Die alarm raak stil, net toe die Toyota van Buffalo sekuriteit met slepende bande in die straat voor die huis stilhou. Voete wat klap teen plaveisel aan die ander kant van die muur en nog skote wat opklink. Dan tuimel 3 figure oor die muur uit oom Harties se agterplaas, hier reg voor haar op haar grasperk af. Een draai weg en glip ligvoets oor die muur agter langs Carmen se blikhuis stoorkamertjie. Iemand het een of ander tyd haar asblik daar gaan parkeer en sy het dit nie eens waargeneem nie. So beplan die ouens hulle inbrake en ontsnap roetes vooruit. Die tweede een volg dieselfde roete. Die asblik val om onder sy gewig. Hy trap bloedstrepe teen die muur en verdwyn aan die ander kant. Gewond? Nommer 3 wankel op sy voete. Hy strompel ook tot langs die sinkstoortjie en probeer om op die asblik en oor die agterste muur te klim, maar dit is te hoog en sy maarbeentjies is te kort. Hy is te swak om homself op te hys. Oor sy rug loop die bloed. Hy los die muur, draai om en soek na 'n nuwe ontsnaproete. Langs die huis of straat toe? Daar waar sekuriteitsmense nou oorklim en aankom, nee, eerder die oop kombuisdeur. Sy vryheid is iets waarvoor hy sal veg, al staan daar nou 'n vrou tussen hom en daar. Carmen staar geskok. Die gesig onder die hoodie, wat wydoogig van vrees ronddraai, is die van 'n kind, 'n jong seun, en in sy hand hou hy 'n revolver vas. "Staan stil, mannetjie," roep sy uit. "Hou jou hande in die lug, dan sal hulle ophou skiet, en gooi net weg jou vuurwapen." Duidelik is hy paniekerig. Hy wil verseker wegkom. "Nee, staan," roep sy weer uit, "of ten minste gaan lê, en gooi weg daai revolver." Moes sy hom herinner het aan die vuurwapen in sy hand? Begrip flikker in sy oë, en hy tel dit op en rig dit op haar. 'n aksie wat uiteindelik maak dat Carmen met die wapen in haar eie hand terugveg. Sy lig die peperspray kannetjie en druk die knoppie. Geen mens wat in 'n volle dosis peperspray in die gesig instap, kan daarna op sy voete bly nie. Sy hand gaan oop, sy voete gee onder hom pad en hy slaan reg vooroor op sy gesig neer, 2 meter van die kombuisdeur af. Die revolver in sy hand trek dawerend oor die plaveisel en gly tot reg voor Carmen se voete. Sy raap dit op en lanceer haarself met een sprong tot in die kombuis, waarna sy die deur hard toeklap en terselfdertyd sluit. Toe slinger sy die vuurwapen van haar af weg. Dit tref 'n kas, maar sy gee nie om waar dit uiteindelik stop nie, solank dit net nie meer in haar hand is nie. Behalwe dat haar vingerafdrukke natuurlik nou daarop is. "Jou stommerik," buite haarself van skok, sak Carmen teen die muur langs die kusyn af. "Asem, haal net 'n slag weer asem, in en uit," al het die stank van die peperspray daar by die kombuis ingevolg. Haar oë traan, haar neus loop en haar keel brand intens. Haar kop sê, dit kan nie regtig wees nie. Dat het pas weer 'n groei rolprent voor haar oë afgespeel. Maar sy's nie deel daarvan nie.
As sy die deur later oopmaak, het die gordyn waarskynlik al gesak en is die toneel weg. Sy moet net 'n rukkie wag, sekondes, 'n minuut, 'n kwartier, dalk vir altyd. Carmen kom stadig oorent, toe iemand hard en aanhoudend teen haar voordeur hamer. Die dringendheid van die geklop laat haar gebukkend tot langs haar skuifdeur in die sitkamer vorder. Sy skakel die buitelig aan en druk die gordyn versigtig eenkant toe. Die persoon op die stoep dra 'n uniform van die SAPD. Hy hou 'n ID-skyfie op. Langs hom staan Calvin van Buffalo. Carmen Stein, roep die polisieman. Ek is Sergeant Randall Langman. Is jy okay? 2 of 3 van die peste het oor die muur gespring en is waarskynlik nou in jou tuin. Carmen ken vir Calvin al 'n geruime tyd, Calvin van Buffalo. Vir Sergeant Randall het sy tydens Tant Lelani se moordondersoek ontmoet. Sy sluit oop. Van hulle is oor die agterste muur. Die een is waarskynlik steeds in my tuin. Ek dink hy's gewond. Bloed het oor sy rug afgeloop en hy kon nie oor die muur kom agter nie, waar die ander verby is nie. Toe mik hy vir die kombuisdeur en ek het hom met pepersprei gezap. Dis reg, jy het reg gemaak, sê die manne en glip verby deur die sitkamer. Calvin sluit haar agterdeur oop en die 2 glip uit. Daarna kom Randall ontsteld terug. Hy's nog daar. Die mannetjie is nog daar, hy lê daar, maar hy's so dood, soos 'n mossie. Dis 'n kind, nie 'n dag ouer as my eie seun nie. Frikkedel, hulle raak al hoe jonger. Carmen vou dubbel. Dood? Ag nee man, ek het gesien die oukie is nog bloedjonk. En nou toe kom met pepersprei gezap, want hy wou by die deur instorm. Ek sê vir jou, jy het reg gedoen, al is hulle 10 jaar oud, kan hulle mense kwaad aandoen of seermaak, as hulle op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek is. Ek is bly, jy die pepersprei by jou gehad. En net vir inligting, en dat jy moet weet, dit is nie die pepersprei se skuld, dat hy dood is nie. Hy is sif geskiet op sy rug, van agteraf, waarskynlik met 'n halgeweer. Pepersprei is iets wat Carmen altyd behaar het, selfs in die kar. En nou dat haar kop weer begin werk, wil sy dringend weet. Nou wat van oom Harties? Is hy alright? Genigtig sergeant, dit voel asof die hel vanaand hier losgebrand het. Welkom ons hoor. Die sergeant haal sy radio uit en toe druk hy die knoppie. Hy begin praat, roep na die ander en in brikkies, stukkies en brokkies hoor hulle. Meneer Hartzenberg is soort van alright. Die ambulans kom. Die ou man het wel seer gekry, maar hy staai soos 'n ratel, al is hy in sy 80's. Hulle het hom met pype, kieries en selfs 'n mes verniel. Maar hy het meer as een van hulle met sy haalgeweer en 'n revolver gekry. 2 lê dood in sy agterste kamer. En dan is daar die derde een, wat saam met die 2 deur die toilettuin van langs aan binne geval het. Ja, en daai ou is ook nou dood. Tuin binnegeval, dit kom met sulke fragmente na Carmen toe terug. 'n Kind wat dood lê in haar agterplaas. Haar bene dreig weier om die gewig van haar lyf te dra, en sy sak op haar sitkamerbank neer. Die aarde om haar draai, en sy is skielik onverklaarbaar naar. Of is dit die pepersprei wat aan haar gesig teruggewaai het? Jy moet saam uitstap, dat die ambulansouens jou ook kan deurkyk, miskien iets gee verskok wanneer hulle kom, praat Randall weer. Wat van Snippers? Wat van die hondjie? Iets het met die hond gebeur, onthou Carmen ook. Hulle het hom geskop en met 'n skerp voorwerp gesteek. Een van ons ouens het met hom gehardloop na die veearts aan die bopunt van die straat. Kom ons glo en hoop dat sy hom sal kan deurhaal. Nou waar is oom Harties nou? Buite op die sypaadjie. Hy is ook erg geskok, maar die ambulans is op pad. Iemand het in elk geval vir hom bietjie suikerwater gebring om te drink. Wat de joos,
Rion Rousseau verminder spoed. Ongeveer 6 polisievoertuie en 3 van Buffalo Sekuriteit staan by die valhek wat na die woonbuurt en sy huurhuis lei. Hopelik en sekerlik is dit nie nog 'n padblokkade nie. Hy maak sy venster oop en hoor, 'n inbraak, roof, kaping, dalk moord. Dit moet ernstig wees, want net toe kom daar 'n helikopter met 'n skerp lig aan. Die lig maak dag rondom hulle, voordat dit laag bo in die grond in een straat na die ander begin om op en af te vlieg en met daai lig in die tuine te lig. Rion rol sy venster verder af en hou sy magnetiese staafie, sodat hy dit teen die hek kan hou. Hy wil inkom, maar die ding werk nie vanaand nie. 'n Sekuriteitsou kom weer nader en vra, naam en adres? Rion gee sy adres en nadat meer ouens met 'n flitslig in sy kar rondgelig het, kom 'n konstabel van die SAPD nader. Hy vra ook die straatnaam en die nommer om seker te maak dat hy reg gehoor het. Wanneer Rion weer die besonderhede gee, sê die man, nes ek gedink het, dit het daar in jou straat gebeur. En dit klink vir my, dit kan die huis oorkant joune wees. Wat het gebeur? Rion voel hoe sy ingewande begin ruk. Gewapende inbraak en 'n aanval by die huis skuins oorkant joune. Chaos daar, skote het geklap, mense dood, ander gewond. Wie is geskiet? Vra Rion. Inbrekers. Die oom het blykbaar 2 of 3 doodgeskiet en dalk 'n paar van hulle gewond ook. Die sekuriteitouens het ook op 1 of 2 geskiet wat weggehardloop het. Ons sal maar later vasstel wie se wapen het wat gedoen. Rion druk die kar in drive. Hy wil onmiddellik self ook gaan kyk wat daar aangaan, maar die konstabel beduie na die passasiers sitplek langs hom. Ons het opdrag gekry om saam met mense in te ry, veral as hulle nou eers inkom, om seker te maak dat daar nie wegkruipers in jou huis of tuin is nie. Rion wil sê, moenie worry nie, hy wens dat hulle dit sal waag om daar weg te kruip. Dit is hoekom hy hier is, om hulle te vind en 'n bekentenis uit hulle te wurg. Nie net 'n motief nie. Dit is duidelik, hulle soek geld en goed wat nie aan hulle behoort nie, en hulle gee nie om hoeveel pyn en verlies gebeur in die proses nie. Nee, hy wil hulle kry, sodat hulle kan betaal vir hulle sondes. Die konstabel stap rondom die kar en klim in. Daarna troos hy. Aan die ander kant dink ek nie een van hulle sal dit waag om meer hier rond te hang nie. Dit sal die dag wees, dink Rion. Hulle hou daarvan om die toneel wat hulle agtergelaat het later weer te kom gadeslaan. Die mense rondom meneer Ratzenberg, vra hy, sy buurvrou in die duet langsaan? Rion druk die kar in rad en begin ry. Waarskynlik geskok. Ek hoor dat 2 of 3 van hulle deur haar agtertuin probeer ontsnap het en een nou daar dood lê. Shame, die vrou bly glo alleen daar. Daardie vrou is Carmen, besef Rion, die piesangkoper en goeddoener van die buurt. Het haar Range Rover boyfriend toe nie oorgeslaap nie? Hy sou verkies om teen die spoed van lig tot daar te jaag, agter die voertuig se stuurwiel uit te vlieg en oor die straat te naal, om seker te maak dat sy veilig is. Maar nou sit hier 'n polisiebeampte reg langs hom, en sy dekmantel op die dak in die vorm van 'n rolstoel. Niks wat hy voor mense doen, kan teen sy normale spoed gebeur nie. En daar moet hy homself maan. Hy moet onthou, dat die vroumensie is absoluut niks van hom nie. Al straal sy 'n soort weerloosheid uit, wat enige man sal laat wens dat hy Superman was. Maar as hy nou Superman speel, kan hy maar vergeet van die rol wat hy vertolk om die boewe na hom toe te probeer lok. Die man in die rolstoel van Langstraat. As dit Tante Lelani se bende is wat vanaand weer toegeslaan het, is die kans besonder goed dat 1 of 2 van hulle deel is van die onskuldige toeskouers wat nou hier oral in die straat rondstaan en na sy kar ook staan en kyk terwyl hy verbyry.
Rion hou voor Tant Leilani se huis stil en druk die afstandbeheer van die garage deur sodat dit kan oopgaan. Die konstabel hou 'n handnaam toe uit. Die sleutel van die deur wat deur die garage by die huis ingaan, sommer jou voordeursleutel ook asseblief. Gelukkig is die huis se sleutels nie aan die kar se nie. Rion gee dit vir hom aan en wys vir hom die een wat die kombuisdeur, daai een wat uit die garage gaan en die voordeelsleutels is. Wanneer die man uitklim, wik en weeg hy self, moet hy nou inry en in sy rolstoel klim voordat hy weer uitkom om na Carmen te gaan soek? Of moet hy vir 'n ander man in uniform vra om haar vir hom te gaan soek en na sy kar toe te stuur? Die besluit word gelukkig vir hom geneem. Hy sien Carmen raak, waar sy saam met die paramedisy langs die slagoffers op die sypaadjie staan en rondtrap. Die ouer man wat daar sit is meneer Hartzenberg en sy is sigbaar ontsteld, maar duidelik fisies ongedeerd. Rion voel hoe sy eie hartklop geleidelik bedaar, nou dat hy sien dat sy alright is. Terwyl hy vir haar sit en kyk, draai sy skielik om en sien hom in Tant Leilani se kar daar voor die ouer dame se garage raak. Het sy dalk die pad dopgehou om te sien wanneer hy huis toe kom? Rion kan sweer dat dit nogal so lyk, want die volgende oomblik los sy alles en kom met lang tree na hom toe aangestap. Die Range Rover staan nie meer in haar oprit voor haar garage nie, en Rion wonder, hoekom is hy so bly dat daai ou nie 'n oorslaap boyfriend was nie? Hy het mos nie sy eie verseer op haar nie. Nee, glad nie man, sy is nou wel mooi en oulik, maar sy is beslis nie sy tipe nie. Hy, wat Rion is, hou nie van Moeder Teresa vrouens nie. Word vervolg.